Levitikus, hoofstuk 11. Toe het die Here vir Moses en Aaron gesê, julle moet vir die Israeliete sê, julle mag die volgende diere wat op aarde is eet. Alle diere wat volledig gesplete hoewe het en herkou mag julle eet. Julle mag egter nie van die volgende diere eet wat gesplete hoewe het of herkou nie. Die kameel herkou wel, maar dit het nie gesplete hoewe nie, daarom is die dier onrein vir julle. Dassies herkou ook, maar dit het ook nie gesplete hoewe nie, daarom is die diere onrein vir julle. Dit geld ook vir hase wat herkou, maar nie gesplete hoewe het nie, hulle is ook onrein vir julle. Varke aan die ander kant het volledig gesplete hoewe, maar hulle herkou nie, daarom is die diere onrein vir julle. Julle mag glad nie van hierdie diere se vleis eet of selfs aan hulle karkasse raak nie, hulle is almal onrein vir julle. Van dit wat in die water leef mag julle die volgende eet. Alles in die see en in die riviere wat skubbe en vinne het, mag julle eet. Maar dit wat in die see en die riviere leef wat glad nie vinne en skubbe het nie, mag julle glad nie eet nie. Beskou dit as iets walglik. Dit moet beslis walglik vir julle wees. Julle mag glad nie van hulle vleis eet of van hulle karkasse raak nie, want dit is walglik. Ja, alles wat glad nie vinne en skubbe het nie, moet iets walglik wees vir julle. Die volgende voëls en diere wat vlerke het, moet vir julle walglik wees. Julle mag beslis nie van hulle eet nie, want dit is walglik. Arende, lammervangers en aasvoëls, die kuikendief en al die valksoorte, al die kraaisoorte, volstruise, naguile, seemeeuwe en die kleinvalksoorte, steenuile, al die soorte wat vis vreet, die steenuile, silweruile, pelikane en aasvreters, ooievaars, hoepe, vlermuise en al die reiersoorte. Al die soorte insekte wat vlerke en 4 pote het, moet beslis vir julle walglik wees. Die volgende insekte wat vlerke het en op 4 pote loop, mag julle wel eet, die insekte wat agterpote het waarmee hulle spring. Dit is treksprinkane, veldsprinkane, voetgangersprinkane en krieke, volgens hulle soorte. Die ander soorte insekte wat vlerke en 4 pote het, moet beslis walglik vir julle wees. Julle word verontreinig deur al hierdie soorte diere. Julle mag nie aan hulle karkasse raak nie. Indien julle wel daaraan raak, sal julle tot die aand onrein wees. Indien iemand van hierdie karkasse dra, moet hy sy klere was en hy sal tot die aand onrein wees. Enige dier wat nie volledig gesplete hoewe het nie en wat nie herkou nie, sy karkas is onrein en enige iemand wat daaraan raak, sal onrein wees. Al die 4-voetige diere wat op kaal sagte pote loop, moet julle beskou as onrein. Indien iemand aan een van hulle karkasse raak, sal hy tot die aand onrein wees. Indien iemand van hierdie karkasse dra, moet hy sy klere was en hy sal tot die aand onrein wees. Julle moet hulle as onrein beskou. Van die klein diertjies wat op die grond rondskarrel of kruip, moet julle die volgende as onrein beskou. Molle, muise en akedisse, elkeen na sy soort. Ook die krimpvarkies, geitjies, klipsalmanders, koggelmanders en verkleermannetjies. Onder al die klein diertjies is hulle vir julle onrein. Indien iemand aan die karkas van een van die diertjies raak, is hy onrein tot die aand toe. As die karkas van een van die diertjies op iets val, sal dit onrein wees, of dit nou 'n houtvoorwerp, kledingstuk, vel, sak of enige ander gebruiksartikel is. Dit moet met water afgewas word en sal tot die aand onrein wees. Daarna is dit weer rein. Wanneer dit in 'n erdepot val, is alles binne in die pot onrein. Die pot moet stikkend gebreek word. Enige water wat in die pot is onrein. Dit sal die kos waarop dit gegooi word onrein maak. Enige vloeistof in die pot wat gedrink kan word, sal ook onrein wees. Enige voorwerp waarop een van die diertjies se karkasse val, is onrein. 'n Bakond van klei of 'n kookplek van klei moet vernietig word, want dit is onrein en moet deur julle as onrein beskou word. Wanneer dit egter in 'n fontein,
put of enige ander versamelplek van water val, sal daardie plek rein wees, maar die persoon wat die karkas uithaal en daaraan raak, sal onrein wees. As 'n karkas val op enige saaisaad, sal die saad rein wees. Die saad is egter onrein as daar 'n karkas daarop val nadat daar water op die saad gegooi is. Indien daar 'n dier vrek waarvan jy mag eet, sal die persoon wat aan die karkas raak egter tot die aand onrein wees. 'n Persoon wat van daardie karkas eet, sal tot die aand onrein wees en moet sy klere was. 'n Persoon wat die karkas dra, sal tot die aand onrein wees en moet sy klere was. Die kruipende diere wat op die grond rondkruip, mag nie geëet word nie, want dit is iets walglik. Diere wat op die penseil of op 4 of baie pote op die grond rondkruip, mag julle beslis nie eet nie en moet julle as walglik beskou. Jy mag jouself nie walglik maak deur enige van hierdie kruipende diere nie. Jy mag jouself nie met sulke diere verontreinig en so onrein word nie. Ek is die Here julle God. Hou julle self heilig. Wees heilig, omdat ek heilig is. Daarom mag julle nie julle self verontreinig met enige kruipende diere nie. Kyk, ek is die Here wat julle uit Egipte laat trek het om julle God te wees. Daarom moet julle heilig wees, want ek is heilig. Dit is die regulasies oor diere, voëls, diere wat in die water is en al die lewende wesens wat op die aarde rondbeweeg. Op die manier kan julle onderskei tussen rein en onrein diere en kan julle weet wat geëet en wat nie geëet mag word nie.